Pastoor Peper se Alleenloper Begrafnisklub Orkes, episode 6. In hierdie episode moet julle kop hou, want vanaand ontmoet ons 'n klomp enkellopendes wat vlugtig in een of ander boek tevore verskyn het. Om net 'n paar te noem, daar is Doepies of Stefan Du Plessis, die safari-leier van rondom middernag en Buffelbil van Inyatikulu. En dan is daar ook Dr. R.W. Stromberg van die Bedreigde Spesie Stichting, die Asvoël Stichting, Carly van Tydelik vir Altyd se pa. En dan kan julle Lisa, die vrou wat graag 'n lodge wil bestuur, ensovoorts ontmoet. Kan julle al raai watter enkellopende persoon by wie gaan uitkom? Nee, ek kan ook nie. Hoopelik sal die lewe en toekoms ons leer. Dink julle dat een van die vroue wat al saam gekuier het, vir Carlos bestem is? Welkom ons kyk. Hierdie is episode 6. Elmar van der Walt is toe ook op hierdie Saterdag aand by die enkellopers braai, daar by Bars Alona. Sien Janina, toe sy by die klomp aansluit, daar in die oopplan sitkamer, eetkamer van die groot huis. Nie almal wat in die 8 duplex vakansieeenhede aan daardie kant van die kasteel tuis gaan, word na funksies genooi nie. Jy kwalifiseer net as jy enkel is. Nou wat gebeur as jy 'n maat hier by die groep ontmoet en trou? Word jy dan uitgesmyt? Wil Johan Kry nou altyd bekommerd weet. Seker die dat hy nie wil settle nie. Hy wil nie uitgesmyt word nie. Johannes mos die onderwyser wat Rika Smit se ouma woonstelletjie gehuur het, en as jy maar weet. En onlangs vir homself 'n eie plek hier in Marlothpark gekoop het. So hartseer as wat Johan daardie tyd was, so rampkat is hy nou tussen die meisies. 'n haan tussen die henne, 'n rammetjie wat kan kies tussen sy eie harem oeye. Hulle raak so, merk Sandra stilletjies teenoor Janina op, dan operate hulle. Dit is net jou broer wat soms lyk asof hy stoksiel alleen tussen 100 mense kan wees. Eina, dit maak seer. Die idee dat haar broer Carlos alleen en eensaam is. Die plan is dat die enkelmanne hout moet saambring, maar Carlos het spesiaal gaan koop, net vir ingeval niemand onthou om hout of houtskool saam te bring nie. Hy staan nou by sy groot braaiplek en pak een van sy vere aan. Janina gaan staan by hom en sit haar hand op sy skouer. Daai ding van bloed is dikker as water. Dit is waar. Sy voel asof sy hom kan vasdruk en koester en kan sê, ou boet, ek is nou hier vir jou. Jy hoef nie meer alleen te wees nie. As jou lewe nie altyd maklik is nie, as jou kop jou soms verlaat, of gedreig het om jou te verlaat, en as jy alleen gevoel het, ek is nou hier, ek is hier vir jou. Maar sy weet dat dit wat Carlos nodig het, nie iets is wat sy hom kan bed nie. Hy het nodig om werklik 'n maat te vind, 'n vrou, nie 'n bedmaat per se nie. Daarvan is daar baie beskikbaar is. Natuurlik het hy al sulkes gehad in sy lewe. In die meeste gevalle was dit baie gou duidelik dat dit vir hulle gegaan het oor sy geld, sy plase, sy verborge skatte, waaroor hy nie regtig te koop loop nie, maar dit is iets wat hulle op een of ander manier agterkom en uitsniffel. Meisies en vroue wat mooier was as die lewe self, want ou Boet het mos taamlik voorgestaan toe voorkoms uitgedeel is. Daarom aanvaar almal, hy moet gaan vir mooi, mooier, mooistes, en die gewone oukie staan maar terug. Maar mooi, mooier en mooiste beteken soms leegste, want skoonheid is nie alles nie. Dit het hy waarskynlik lank al gesien, die dat hy homself losgemaak het van mense en teleurstellings. Op 60 het hy waarskynlik vrede gemaak dat dit nie bestaan nie. Hy gaan nie alleen oud word nie, hy is reeds oud. 60 is vir Janina amper oud, al lyk haar broer nie vreeslik oud nie. Hy lyk net vir haar so alleen. Pastoor Dan Pelser lyk self ook alleen, waar hy so half een kan staan. Hy is haar ouderdom, nog nie eens 50 nie,
Maar by hom is dit waarskynlik 'n geval van, hy lyk alleen, maar hy is nie. Hy lyk soos iemand wat 'n pad stap met geselskap in sy hart en in sy kop. Jesus as metgesel. Beteken dit dat hy soos 'n priester gekies het om nooit 'n vrou in sy lewe te hê nie? Wonder Janina nou. Of wag hy ook nog vir die regte een? Sy sal nogal graag wil weet wat in sy kop aan die gang is. Nie ver van hom af nie, sit Sandra, die selfgekose leier en sameroeper van die enkelgroep by 'n klein tafeltjie en stoel. Sy het 'n boek waarin sy die name en selnommers van die mense wat saamkuier opskryf. Sy is mos die een wat haar oor Daan ontferm het. Miskien het sy so half 'n idee oor hom, of het sy ook 'n idee oor Carlos. Maar in elk geval, sy skryf name op, nie hieroor of daaroor nie, en sy sal niemand pla met lastige WhatsApps nie. Maar dit help om mense te kan kontak as daar een of ander geleentheid of gebeurtenis is waarna sy mense wil uitnooi. En dan is daar 'n kort boodskap van pastoor Daan elke oggend vir die skapies wat by sy kerk wil inloer. Sou daar hier en daar mense wees vir wie sy dit kan aanstuur, maak sy 'n merkie langs hulle name. Dis hoe sy dit aan Janina verduidelik het, toe sy haar selnommer ook gevra het. Janina skat Sandra so in die omgewing van 55, goed versorg en die names met haar grimering keurig aangewend. Waarskynlik een van daardie vroumense wat nie uit 'n bed klim as sy nie eers lipstifie aangesit het nie. Haar haarborsel en handspeeltjie hou sy waarskynlik reg onder haar kopkussing. 'n Groep van 4 dames stap in. Een van hulle is 'n haarkapster, Elmarie, verduidelik Sandra. Sy is die hoofmeisie van voorkoms en sy sorg dat al die vroue bo 50 presies dieselfde netjiese kort kapsels het. Spykers, sê Sandra. Haar netjiese bob is blykbaar uit, maar wie gee om? Sy hou van haar bob. Daar is 'n spesiale tarief vir enkel persone, mans ook, as hulle hare by Sandra wil laat sny. En hier lê Sandra as hulle hare by Elmarie wil laat sny. En hier lê Elmarie se kaartjies. Sandra deel dit uit. Eers nou sien Janina dat hier van die manne is wie se hare op presies dieselfde manier gesny is. Die wat hare het, sulke spykertjies bo op die kop. Die ander ouens is kort geknipper deur Elmarie. Dit moet haar eindeloos grief dat Janina se grys wordende hare tussen haar blaaie hang. 'n Vrou van amper 50 behoort nie sulke lang hare te dra nie. "Ek het dit gekry," roep 'n man van die deur af. "Carlos, spesiaal vir jou sussie, net soos wat jy dit bestel het. 2 varkkoppe by die slaghuis. Ek het dit skoon gemaak en toe het ek dit in die stoompot gaar gemaak tot op 'n sekere punt en nou wil ek dit in jou pizza oond kom sit. Jy's welkom, kom nader." Die man stap in, hy's Meiburg Strauss. Hy kom skud Janina se hand en toe begin hy self om hout in die pizza oond te pak. Gelukkig is sy koppe nou in folie toegedraai, want anders het 'n klomp van die vroumense al by hek nommer 2 van Maritzburg getrek, soos wat hulle hakskenne wys en weghardloop. Janina glimlag maar net. "Ja, dankie, sy sien nogal uit om daardie gedoentes behoorlik te bekyk." Maar sy sal liefs nie vir hom sê, dat sy kies om nie die natuur, sy pragtige kunswerke, wat haar so fascineer, te eet nie. Sy hou van vleis, maar sy eet nie koppe nie. En daar maak haar hart 'n draaibeweging in haar borskas. François Duval, wat in die oop skuifdeur verskyn en 'n oomblik daar staan. Langs hom verskyn Harry Croxley en Sandra vlieg uit haar stoel op. Dit is haar plig om mense te ontvang en welkom te heet. En Harry laat hom welkom heet. Hy is daarom ook al 65 en nou weer beskikbaar. Sy gesig verhelder toe Sandra hom na die haarkapster Elmarie en haar vriendinne se tafel toe lei. Dit is waar sy hom blykbaar moet ondervra. Sy vra uit oor belangstellings. Sy wil weet wat sy agtergrond is en watter soort funksies
en uitstappies hy sal geniet om by te woon. Dan wil sy ook weet hoeveel geld hy het en presies watter persentasie hy daarvan sal hou om op 'n vrou te spandeer. Ok, dit is dalk nie een van haar vrae nie, dink Janina geamuseerd by haarself. Die klomp by die tafel roep nou na François. Daar is 'n leesstoel by hulle. Hy moet net sy sitvlak op die ding kom vasplak. Duidelik is mans 'n gesogte kommoditeit hier tussen die klomp enkellopende dames. Want net toe kom Johan Kruinou in en toe waai hulle vir hom. François glimlag net en waai groet aan almal. Hy kyk die mense deur. Tel hy hulle? Wonder Janina. Hoeveel van hulle is nou al daar in Carlos se groot kuiervertrek? Soms is hulle 30 of meer, het Sandra haar vroeër ingelig. Maar nou met die koue front wat selfs Marloth Park getref het, sal hier vanaand dalk net so 20 mense wees. Maar hier is al klaar, beslis meer as 20, raai Janina en hou hom geamuseerd dop. Duidelik blaai daardie fantastiese blou oë so deur die klomp, omdat hy na 'n spesifieke persoon soek. Soek hy dalk na Carlos, want op daardie oomblik sien hy haar broer raak. Dit is asof hy sig van verligting slaak, voordat hy homself uit die deur losmaak en met sy koelboks naderkom. En toe sien Janina met verwondering dat dit nie oor Carlos is wat François so bly en verlig lyk nie. Hy is bly om haar te sien. Kan dit regtig wees? Sy hoop eintlik so half en half so, want vreemd genoeg is François die enigste ou behalwe haar broer, saam met wie sy vanaand wil kuier. Vanaand of enige ander aand, waarskynlik. Hoe op die aarde het dit gebeur? Sy wat vir soveel jare in 'n oorwegende manswêreld in die polisie gewerk het. Wat het hy dan nou gedoen om haar te beïndruk? As speurder dalk? Nee, eintlik niks. Absoluut niks nie. En dit is wat haar die meeste van hom beïndruk. Die feit dat hy niks probeer doen nie. Hy is net hy. Carlos doen ook wat hy altyd doen, op 'n aand soos hierdie, wanneer sy onthaal area deur mense ingeval word. Hy hou homself besig. Natuurlik het hy gesien hoe François en Janina op mekaar inzoom. En hy is okay daarmee. As sy sussie vir haarself nou 'n mansvriend wil aantree, is François waarskynlik die beste opsie tussen die klomp. Natuurlik hou hy die manne onderlangs dop, daardie beginsel van soveel dames om deur te werk en so min tyd om dit te doen. En daar is van hulle wat presies op daardie beginsel funksioneer. Toepies, Duplessis, die ou wat hom deesdae Stefan noem, val presies in daardie kategorie. En dan Johan Kruinou, hy is ook 'n groot geskenk vir die vroulike geslag. Hy is so beskikbaar en gewillig om te help, en nou het Harry Croxley by hom aangesluit. Die klompie van hulle is nou daar, by die 4 enkel dames. Hulle is die spelers van die groep. Nie heeltemal in die kategorie van blaatant nie, is daar natuurlik ook R.W. Stromberg, van die Stromberg Asvoëls en Bedreigde Spesie Instituut, wat mos nou 'n rescue herberg nie ver hiervandaan nie by die Tron veeartspraktyk bedryf. R.W. is deur 'n veearts hier ingedra. Daai veearts was Dr. Ralph Bester, maar Ralph het die klomp tannies hier deurgekyk en besluit, te oud vir hom. Carlos draai om en stap kombuis toe. Sy eislike pot pap staan teen 'n stadige spoed op die plaat en prut. Die sous sal hy later weer opwarm. Sal jy asseblief vir my die oond aanskakel, Carlos? Vra 'n vriendelike, mooi vrouestem agter hom. Lisa, die vrou wat wag om iewers 'n pos by 'n lodge los te slaan. Sy woon mos in een van sy houthuisies daar in Komatipoort. Lisa is op 65, een van die oudste lede van die saamkuiergroep. En sy is ook down and out. Natuurlik, hy stap onmiddellik nader en toe vang sy neus die reuk van knoffel en botter aardappels. Genigtig, dit ruik hemels. Dankie.
Lisa wag dat hy die oond aan die gang het en toe stoot sy die groot bak op die middelste rak in. Hoe gaan dit met jou werksoekery? Vra Carlos, wanneer sy die oond se deur self toemaak en terugstaan. Ag, soos altyd wanneer jy hoor dat jy te oud en te blond en te grys is. Lisa glimlag en draak aan haar parmantige regop stekelkuifie met haar kort hare. Maar ek sal nie moed verloor nie, glo my. Haar oë maak 'n draai deur Carlos se goed toegeruste kombuis en hy voel soos altyd van vooraf skuldig wanneer sy skapies met sulke oë na hom kyk. Hy weet mos dat sy en Sandra praat en dat hulle glo die toekoms vir Lisa se werkloosheidsprobleem lê hier by hom in Barcelona. Miskien moet hy maar weer dink, dalk moet hy die moontlikheid met Janina bespreek. Verflaks, hy's darm nie regtig die enigste baas van hierdie plaas nie. Hy stap agter Lisa aan na die kuiersaal en toe draai hy skerp links in daai lang gang af. Hy stap na sy woonstel daar aan die onderpunt van die vleuel. Hy geniet dit om saam met die klomp te kuier, maar net soms is dit lekkerder om homself so vir 20 minute skaars te maak en van die aardbol af te verdwyn. Hy weet mos dat Lisa en Sandra van hier af 'n oog oor die pap en sous en daai heerlike aardappelgereg sal hou. Wanneer daar gebraai word, is daar genoeg manne wat almal se vleis op die kole sal gooi. Vir hom en Janina en Daan Pelser het hy 'n klompie skaapchops en wors gekoop. Genoeg vir Daan Pelser om 'n oog daaroor te hou. Die man sal sorg dat sy sis en hy hulle deel kry. Sandra sal vir hom 'n bord kos skep uit al die ander bakke wat mense aangedra het en dit in 'n mikrogolfoond los as hy byvoorbeeld glad nie weer daar opdaag nie. Dit het al gebeur en dan het sy vir hom die kos daar gelos. Carlos stap na sy kraffie met Franse konjak. Hy is nie 'n groot drinker nie en vanaand het hy nog niks vir homself geskink nie. Drankies vir al die ander vroumense aangedra, maar niks in sy hand gehou nie. Nou stap hy na sy klein yskas en haal 'n paar blokkies ys uit. Hy skink die konjak in 'n wye plat glas en stap daarmee op sy balkon uit. In die een hoek van sy balkon is daar 'n staalbankie en tafel. Dit is waar sy teleskoop permanent gemonteer staan. Met die koue front wat inbeweeg het, is daar nie vanaand 'n ster in sig nie, net wolke wat aangerol kom. Hy mik met die teleskoop na die rivier se kant toe. Daar is nie veel water in nie, maar iewers in 'n stroom sien hy 'n soort skaduwee van 'n olifantbil wat met sy voete en slurp agter nattigheid aangrawe. Die verafsteun van 'n maanhaarleeu laat hom die teleskoop draai in daardie rigting. Al weet hy, die leeu is te ver om te sien. Die leeu is iewers in die wildtuin, ander kan die citrusplaas hier langsaan. Die teleskoop sweep net vir 'n oomblik oor die klein krothuisie langsaan. Daar trek 'n rookie uit die skoorsteen, wat beteken dat die nuwe intrekkers dalk ook vanaand braai. Intrekkers. Hy draai die lang lens weer terug na die kuierkamertjie, daar onder oom Nicolaas se ou skeef en kromhuisie. En toe sien hy, daar is dan net een persoon onder in die huis, 'n vrou. Of so lyk dit op die oog af, maar sy beduie met die hande en praat land en sand met niemand, want hy sien niemand. Dit is die vrou wat hy vlugtig in die grondpad hier voor in die straat ontmoet het. Nie meer so jonk nie, maar vir hom is sy regtig aantreklik. Ouderdom? Waarskynlik staan sy ook al op pad 60 se kant toe. Haar langerige, ligte hare is in 2 vlegtels langs haar kop vas en agter in 'n strik bymekaar gemaak. Daar brand 2 kleinerige liggies in die ondervertrekkie, een bo kan die ingeboude braaiplek en een iewers in die middel onder die huis. 'n Groot 6 sitplek tafel staan daar en al 6 plekke is keurig gedek. Die vrou haal 'n rooster van die kole af en skep kos in slegs 1 bord. Van iewers af kom 'n selfoon en sy neem dit van alle kante af. Daarna gaan sit sy by die tafel om dit te eet.
Carlos weet hy moet wegkyk, maar hy kan nie. Inteendeel, terwyl hy kyk, weet hy dat hy geen benul het waarna hy kyk nie. Dit verwar hom. 'n Vrou, saterdag alleen by haar boshuisie deur een kant. Sy gaan sit by haar tafel en eet en beduie, asof sy 5 gaste daar by haar aan tafel het. Dood tevrede met die lewe. En hier by hom in die huis is daar ongeveer 25 mense en die helfte van hulle is so onvergenoegd dat dit op hulle gesigte geskryf staan. Hier is iemand wat lyk asof sy die alleenheid met albei hande aangryp en haar gate uitgeniet. Daar kan natuurlik 'n hele paar verklarings vir so iets wees. Of sy het haar hele gesin en familie eensklaps in 'n ongeluk verloor, soos hy, en is nou in totale ontkenning. Of verbeel sy haar dalk dat almal nog daar by haar is. Anders is sy stapel gek. Wat ook al haar situasie is, en soveel as wat het hom vir 'n kortstondige oomblik fascineer, gaan hy dit beslis nie sy besigheid maak om uit te vind nie. Carlos staan op, hy maak sy skuifdeur agter hom toe en stap af na sy gandeur onder, om weer by sy gaste te gaan aansluit met die res van sy konjak in sy hand. Maar die vrou van Krom en Skeef, die naam wat hy soms vir daardie huisie gegee het, bly in sy kop maal. Word vervolg.